Rickert, môre, so we meet again. Ek wil net vir julle sê, hierdie is deel 2. Deel 1 het julle die eerste diens gekry, so julle sal aanlyn die eerste deel moet gaan kry. So, welkom by deel 2. En ek het dit nou gesê in die eerste diens, ek moet dit nou sê in die tweede diens, en ek dink nie almal weet dit nie, maar jy weet dit nou. Ek kan onthou toe ons net hier ingetrek het, kom een van die gemeentelede na my toe en sê, hulle was by die Bali winkel, en hulle hoor die vrou wat daar werk praat met 'n ander vrou en sê, Rickert het 'n kerk hier begin. En so Rickert, is my 'n voorreg om predikant te mag wees in hierdie gemeente saam met jou, hoor? Hier is Rickert, dis 'n voorreg om saam met jou die Here te dien, en kan ek 'n kort gebed saam met jou doen? Vader, baie dankie, dankie vir die voorreg wat ek het om Rickert as 'n vriend te ken, maar Here, hy is gesand van Christus, en dankie Here dat ons saam U kan dien, en dat ek kan weet, hy is lief vir U, en Here, U het 'n wonderlike werk in en deur hom gedoen. Kom seën die woord ook vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie Rickert. Dankie Johan. Ons het net gou preeknotas uitgeruil. Dit is 'n groot voorreg om hier te wees. In die eerste diens hier in die voorste ry het my familie gesit, al die Filistyntjies was hier so. En julle weet mos nou hoe werk die einde van die jaar, dan is dit mos nou Desember. In ons familie werk dit so, 1 jaar is dit die skoonfamilie se jaar, en die ander jaar is dit ons, en in hierdie jaar is dit nou ons jaar. En ek het vir Pippa gesê ook, moenie die vensters was nie. Die graad 6 en 7's moet uit. Goed, julle kan nie die ander helfte van my storie hoor nie. Graad 6 en 7's? Uit! Ek moet nou sê, toe ek jonk was, sou ek wat wil gee dat hulle my uitjaag uit die kerk uit. My vader sê, jy sad. Ja, maar in elk geval, ons gaan, ek sien so uit daarna, ons gaan almal by die huis hê, dit is wonderlik en gaaf, en mense vra baie vir my, hoe voel dit om 'n oupa te wees, en ek sê, ek is nou oor dit. Hulle raas, hulle krap om. Soos hulle vir oupa kom kuier, dan sê ek, gaan speel aan met ouma, oupa is besig. Ja, ons het 'n wonderlike onderwerp vandag, nee? Dit is Openbaring 1 vers 15, en ek verneem, julle stap nou hierdie pad met die tema, wie is die regte Jesus? Dit is net vir my so 'n kosbare geleentheid om by gehoor, 'n uitgeleese gehoor soos julle, vanoggend, hier te kan wees, en oor daai onderwerp te praat. Nie oor goetertjies nie, maar oor die onderwerp, die heerlikheid en waarheid van Jesus Christus. Wat 'n oomblik. Nou ry ek vanoggend hier toe, nou dink ek, dit is so kosbaar, hierdie onderwerp, omdat ek weet, want Jesus het dit verduidelik, dat dit is die passie ook van die Heilige Gees. Die Heilige Gees se passie per Jesus se verduideliking in Johannes 16 is om Jesus te openbaar. Jesus verduidelik dat die Heilige Gees trek nie aandag op homself nie. Hy sit al die aandag op Jesus. Hy verheerlik Jesus. Hy leer die mense oor Jesus. Hy lei hulle in Jesus Christus in. En dit is so 'n lieflike ding. Dis die passie, die hart van die Heilige Gees, is om Jesus aan mense te openbaar. Nou daar's 'n belangrike rede daarvoor. Kom ons sê net gou ietsie oor die belangrike rede. Die eerste 2 preke wat jy kan lees in die boek Handelinge. Eerste een kry jy in hoofstuk 2, waar Petrus op Pinksterdag onder die leiding van die Heilige Gees preek, en as ek nou so reg onthou, die preek is so min of meer opgesom in 330 woorde, iets daar rond. Die tweede preek wat jy lees is aansienlik langer beskrywe in Handelinge, en dit kry jy in Handelinge 7. Dit was Stefanus se preek. Nou die uitkoms van die 2 preke was ook radikaal verskillend. Petrus se preek het 3000 mense tot bekering gekom, Stefanus se preek, not so much. Stefanus se preek het hulle om doodgegooi met klippe. Nou wat interessant is, beide hierdie 2 broers het presies dieselfde preek
gepreek. Natuurlik in hulle eie woorde, nê? Stefanus het nie Petrus se woorde gebruik of vice versa nie, maar in hulle eie woorde, maar presies dieselfde tema. Dit is wat so wonderlik is nou. Wat ook wonderlik is dat jy kan dit verifieer. Nee, ek gaan nou 'n stelling of 2 maak, jy hoor die stelling, en jy kan dit baie maklik bevestig of weerlê, jy moet net gaan lees wat daar staan. Dis al, lees net wat daar staan, in jou Bybel, wat jy al vir soveel jare het. Hier is een van die mees verrassende ontdekkings, dis nou myns insiens, wat ou kan maak, wanneer jy daardie 2 boodskappe lees. Nou daar's 11 van daardie boodskappe opgeteken in die boek Handelinge, 11 van hulle. Nou hier's 'n interessante ontdekking. Nie in een van daardie 11 boodskappe, wat gepreek is deur befaamde mense soos Petrus, Stefanus, Paulus, Filippus en so voort. Nie in een van daardie 11 preek hulle oor wat kan Jesus doen nie. Nie ene nie. It's amazing. Weet julle wat preek hulle vir 11 boodskappe in Handelinge, net die een boek. Vir 11 boodskappe preek hulle oor wie Jesus is. Nie wat kan hy doen nie. Verder meer, is daar nog 'n verdere verrassende ontdekking, jy sal nou wonder, hoe sluit dit aan met Openbaring 1 vers 15, nee, sal nou by daai een kom, maar daar's nog 'n ander ontdekking, elke keer wanneer hulle vir mense vra, nou daar's 3 van sulke gevalle opgeteken in die Bybel, die een is Johannes 6, waar hulle vir Jesus vra, die ander ene is Handelinge 2, waar hulle vir Petrus vra, en die ander ene is Handelinge 16, waar hulle vir Paulus en Silas vra. Wat moet ek doen om gered te word? Wat 'n sleutelvraag. 3 manne, Jesus, Petrus, Paulus. Nie een van hulle antwoord met die volgende antwoord nie. En dit sal jou skok dalk, sal jou kuif agteroor kam. Verkeerd omkam. Nie een van hulle antwoord die belangrike kritiese vraag oor wat moet jy doen om gered te word met die volgende woorde. Nie een van hulle sê, daar is niks wat jy kan doen nie, Jesus het alles gedoen. Nie ene nie. Verder, nie een van hulle sê, jy moet glo dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het nie. Dis ook nie die antwoord nie. Dit is lekker, ek het jou gesê waar dit staan, jy kan dit verifieer, gaan lees dit, jy sal op jou rug val. Nie een van hulle sê, om gered te word, moet jy glo dat Jesus kan doen wat hy doen nie. Nie een keer nie. En dit vang my nogals, omdat dit vir my voel, as iemand vir my vra, of vir ons vra, in die dag en tyd waarin ons nou lewe, is dit die antwoorde wat ons sal gee. Maar nie Jesus, nie Petrus of Paulus antwoord dit nie. So wat antwoord hulle? Al 3 van hulle antwoord dieselfde ding, op hulle eie manier, maar dieselfde. Belangrikste een, natuurlik Jesus, want hy is die woord van God. Al 3 van hulle sê, jy moet glo dat Jesus is wie hy sê hy is. Kan jy dit glo? En elke keer wanneer die apostels preek in Handelinge, preek hulle ook nie oor die kruisiging nie. Hulle preek oor die opstanding. En 'n mens wonder, maar ek kan nie dit verstaan nie. Hulle preek nie die kruis nie. Dis nie dat hulle nooit die kruis preek nie, maar nie in een van die 11 preke in Handelinge sien jy die kruis nie. Hoekom preek hulle net die opstanding? Hulle praat van die kruisiging, maar hulle preek nie die kruisiging nie. Die gelowiges later, wanneer hulle verbind word aan Jesus, word breedvoerig geleer oor die krag van die kruis. Maar wanneer hulle met die wêreld praat, praat hulle nie oor die kruisiging nie, maar wel oor die opstanding. Hoekom so? So 'n belangrike antwoord. Want Paulus skryf in Romeine 1 vers 4, omdat die opstanding die bewys is, dat Jesus is wie hy sê hy is. Paulus se woorde, Romeine 1 vers 4, hy is na die gees van heiligheid met krag verklaar as die seun van God, deur die opstanding uit die dode.
Die feit dat hy is, wie hy sê hy is, nou wat's nou so wow, of so spesiaal daaraan? Alles. Glo jy dat hy is wie hy sê hy is? En weet jy wat gaan nie nou werk nie? 'n Sondagskool antwoord. Daar's net een van twee antwoorde. 1, nee. 2, ja. En as jou antwoord ja is die gevolg, die reperkussies, astronomies. So Jesus openbaar homself aan Johannes op die eiland Patmos met hierdie woorde. Hy sê, ek en net ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Ek en net ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Nou kan jy daar pause en jy kan sê, glo jy dit? Want as die antwoord ja is, kan ek baie maklik vir jou iets terugsê. Ek kan sê, prove it. Ek wil nie weet, hoeveel versies kan jy resiteer nie. As jy sê, jy glo, dat Jesus is wie hy sê hy is, prove it. Nou, hoe gaan jy dit doen? Want ek verneem nie, ek vra nie 'n argument nie, ek vra 'n bewys. En wat ek nie soek is 'n speel met woorde nie, wys my, as jy glo dat Jesus die Here is, hoe gaan jy vir my wys dat hy die Here is? Enige iemand hier? Hoe? Maar hoe gaan jy vir my bewys hy is die Here? Jy sê, jy glo, hy is die Here. Jy sê, hy het uit die dood opgestaan, en ek sê, ja, maar ek was nie daar nie. Dan vra ek vir jou, glo jy dat hy die Here is? Dan sê jy ja, en dan sê ek, bewys vir my dat jy glo dat hy die Here is. Hoe gaan jy vir my bewys? Kom, is maklik. Is onder jou neus. Jou lewe. Goed, wat van jou lewe? Goed wat jy doen? Nee, hier is die belangrike ding. Wat hy vir jou doen, is nie die bewys dat hy jou Here is nie. Nou wys. Wat is die bewys dat jy glo dat Jesus die Here is? Ek vra jou, glo jy dat hy die Here is? En jy sê, ja, miskien sit jy 'n pastorale reverb ook daarin. Halleluja. So ek sê, okay, so jy glo hy is die Here, hoe gaan ek weet, is waar? Nee, hoe weet ek dat wat jy glo is waar? Dat jy glo dit na waarheid? Gehoorsaamheid. Bedoelende wat? Jou lewe verander. Gee my 'n voorbeeld. Dit klink soos 'n regte antwoord. Jy loop nie meer die verkeerde pad nie, jy loop die regte pad. Luister, as jy vir my sê, Jesus is die Here, en jy sê jy glo hy is die Here, maar hy is nie jou Here nie, dan glo jy nie dat hy die Here is nie. As jy glo dat hy die Here is, dan lê jy jou lewe voor hom neer as die Here. En as jy sê, dit is wat jy doen, is dit maklik, verifieerbaar. Maklik. Ek kan vir jou sê, bewys vir my dat jy glo dat Jesus die Here is. En dan kan jy nie vir my sê, ja, wel, het was droog op my plaas, en toe het ek gebid, en toe het dit gereën nie. Dis nie 'n bewys dat jy glo Jesus is die Here nie. So wat 'n bewys gaan jy vir my gee, dat jy glo dat Jesus die Here is? Al wat ek vir jou vra is, wys vir my dat jy buig onder sy gesag. So hoe gaan jy my wys dat jy buig onder sy gesag?
Ek gaan jou dophou en kyk hoe jy optree teenoor die mense om jou. Want dit sal vir my wys of jy onder God se gesag staan. Ek gaan kyk wat jy maak as jy te nagekom word. Staan jy onder God se gesag? Ek wil nie weet of jy 'n geestelike sousie oor 'n saak kan gooi nie. Ek wil weet of jy waarlik glo dat hy die Here is. Nou, Jesus het met sy disippels gepraat en gesê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Waaraan? Aan? Ja. Hoekom as julle mekaar lief hê? Want dit was 'n direkte opdrag van die Here. Die Here het nie gesê as jy so voel of as jy so weet so en as die musiek lekker was en die agtergrond is net great en die cappuccino is warm genoeg en so en al die faktore is reg. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê hier is my gebod. Ek beveel jou. So hoe kan jy sien dat iemand lê sy lewe voor Jesus neer? Hy doen wat Jesus sê. En wat sê Jesus? Hy sê mekaar lief hê. Daaraan sal die wêreld weet, aan die feit dat julle aan my gehoorsaam is. Nou kom ons lees Openbaring 1 vers 15. Openbaring 1 vers 15. Openbaar Jesus hom aan Johannes op Patmos. Nie vir wat kan hy doen nie in die eerste plek nie, maar in die eerste plek openbaar hy hom aan Johannes vir wie hy is. Johannes sien Jesus vir wie hy is. Die opgestane, verreëse Christus, Jesus, die koning van die konings. Dis nie 'n Sweedse Jesus nie, ken julle 'n Sweedse Jesus? Dis daai een in die kinderbybel, met die lang blonde hare, en die blou oë, en die blou sash. Nee, en hy staan altyd met sy vingers so, hoe staan hy? Weet nie, nee, julle weet mos nou. Dis nie die Sweedse Jesus nie, dis nie 'n baptiste Jesus nie, dis nie 'n charismatiese Jesus nie, dis nie 'n NG Jesus nie, dis nie 'n AGS Jesus nie, dis nie Rickert se Jesus nie. Hierdie is die Seun van God, die allerhoogste Jesus, die Jesus van God. Johannes sien hom, en die interessantste ding is toe Johannes hom sien, Johannes wat op sy bors gelê het, tydens sy aardse bediening, sê vers 18, 17 en 18 as jy van 'n glip soontoe, want dit is nie ver van 15 af nie, dan sien jy Johannes se reaksie is, hy val soos 'n dooie op die grond. En dis een van die kenmerkende dinge van iemand wat Jesus regtig ken. Daar's baie mense wat dink hulle ken Jesus, maar die waarheid is nie dat hulle hom ken nie, dis hulle weet oor hom, maar hulle ken hom nie. Maar iemand wat Jesus waarlik ken vir wie hy is, jy kan dit hoor in die manier hoe hy praat van Jesus. Kan jy hoor, hy ken Jesus. En daar's 'n rede hoekom die apostels nie preek oor wat kan Jesus doen nie, maar oor wie hy is, want dis wanneer die mense die heerlikheid van Jesus sien, vir wie hy is. Die oomblik wanneer hulle dit sien, verander daar iets in hulle harte. Want niemand kan dieselfde bly in die heerlikheid en teenwoordigheid van Jesus nie. Vra vir Paulus op pad na Damaskus. Hy sal jou vertel. Sy hele teologie in 3 minute verander. Daar's iets wat gebeur. Die Jesus van Rickert verander nie mense se harte nie. Maar die Jesus van God, hy is die koning van die heelal. Hy hou alles in stand. Niks wat geskape is sonder hom geskape nie. Alles wat geskape is vir hom geskape. Johannes sien hom op die eiland Patmos, wat so merkwaardig daaroor was, is hoe Johannes sien wie hy is, was so 'n belangrike boodskap vir die gelowiges, omdat die gelowiges sit in die penarie van hulle lewens. Hulle lewens word uitgegooi soos water. Omdat hulle glo dat Jesus is wie hy sê hy is en aan hom vashou. Om hulle lewens voor hom neer te lê, al red hy hulle nie. Al moet hulle die Kolosseum instap waar die leeu's hulle opvreet, al word hulle met teer gesmeer en aan die brand gesteek. Hou hulle aan hom vas vir wie hy is.
En dit gaan met hulle sleg. En wanneer dit met hulle sleg gaan, vra hulle die groot vraag. En die groot vraag is, Here, waar is U? Terwyl al hierdie goed met ons gebeur. Here, U wat die Satan oorwin het, en in die openbaar uitgeklee en daardeur oor hom getriomfeer het, wanneer, Here, gaan U sy chunk aftrap, finaal? Kyk wat doen hulle met ons. 'n maand gelede, 30 gelowiges in Mosambiek onthoof deur Al-Shabaab. Sien U nie dit, Here? Waar is U, Here? Is dit nie die vraag wat jy ook vra nie? En Jesus verskyn in Johannes. En die boodskap wat hy sê is, hier is ek. Ek is hier. Ek sien daar nie, ek sien daar nie, ek is hier. Tussen julle. Maar ek wil vir jou iets wys, Johannes. Sien jy wie ek is? Kyk mooi. Kyk wie ek is. Kyk my hare. Kyk my gesig. Kyk my klere. Nou, julle het reeds dit gedoen, so ek gaan nie dit herhaal nie. Vandag net dit. Kyk my voete. Voete wat gloei, soos koper of brons in 'n oond. En daar is simboliek van koper. In die hele Bybel, regdeur, van Genesis tot by Openbaring, het een kenmerkende betekenis, en dis wat dit so lieflik maak. Jy hoef nie te gis nie, jy hoef nie te raai nie, jy hoef nie geestelik te probeer klink nie. Dit is daar, kan dit net lees. Koper is die simbool van alles wat vlees is. Alles wat aards is. Alles wat onrein en onheilig is. En koper wat gloei soos in 'n oond. Die simboliek van God se oordeel oor alles wat vlees, alles wat onrein, alles wat aards is. En Johannes sien dit, reg voor sy oë, sien hy die regter van God, en hoe hy lyk, sy hele gedrag, nou nie daarop in, hy het dit reeds gedoen, maar hy sien die regter van God, wat alles sien. Hy het oë soos vuurvlamme. Die Hebreërs skrywer sê, alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Hy is die heerlikheid van God. En oral waar hy wandel, bring hy die regverdige oordeele van God, om vir die gelowiges te sê, onthou julle daar staan geskrywe, moenie julle wreek nie, geliefdes. Moenie julle wreek. Weet jy hoekom nie? Want jy is nie die wreker nie. Daar is 'n wreker, maar is nie jy nie. So gee pad uit die posisie uit. Jy is nie die wreker nie. Mense doen goed wat jou lewe ongelooflik kan verwoes. Jy is nie die avenger nie, maar daar is een. En daardie posisie behoort net aan hom. Moenie julle wreek nie, geliefdes, Romeine 12 vers, ek dink 18, 19 daarom. Moenie julle wreek nie, geliefdes, want julle weet daar staan geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. En in die middel van die toestand wat hulle beleef as gelowiges ten tye van die skrywe van hierdie brief, is daar een ding wat hulle moet sien en verstaan en nodig het. En wat is dit? Die regter. Die een wat regverdige uitsprake lewer oor 'n wêreld wat lewe asof God nie bestaan nie en asof dit nie eers saak maak dat hulle teen hom rebelleer nie. 'n Wêreld wat bloed vergiet wanneer hulle wil, wat maak net soos hulle wil, wanneer hulle wil en soos hulle wil. En wie gaan hulle keer? Jy? En die arme gelowiges magteloos. Word hulle oë uitgekrap. En niemand keer dit nie. En Jesus verskyn en sê, dit sal die dag wees. Ek sal. Ek is die een wat op die regte tyd, op die regte manier, in die regte hoeveelheid, die regverdige oordeele van God sal bring. Ek breek koninkryke. Ek onthef konings. Ek verwoes nasies. Ek is bo alles
en bo almal. Daar is nie 'n koning, nie 'n gouverneur, nie 'n mag. Ek onthou toe ek klein was al die tannies so bang vir die Illuminati. Die Illuminati was die grootste ding. Dit was die Illuminati, dan die duiwel. Dink jy vir een oomblik dat die Here Jesus word geïntimideer deur die Illuminati? Dink jy vir een oomblik dat hy nie bewus is van hulle geheime boodskapies, en goedertjies en agendaatjies, en dat hy my nodig het om 'n WhatsAppie te stuur om ander mense te herinner van hulle bestaan nie? Dink jy vir een oomblik hy is bedreig? Nee. Sy voete gloei soos koper uit 'n oond. En daar is 'n belangrike boodskap wat Johannes moet neerskryf. Die eerste een is 'n bemoediging aan die gelowiges om vir hulle te sê, dis nie verlore nie, al sterf julle in die auditorium, of nie die auditorium nie, mag jy nie die auditorium sterf nie, nie die crematorium nie, maar dankie die Colosseum, al sterf jy in die auditorium, ja, al sterf jy in die Colosseum, al sterf jy in die Colosseum, dis nie verby nie, dis nie verlore nie, reg en geregtigheid sal geskied, God sal sy regverdige oordeele uitstort, wanneer hy reg is, en wanneer hy wil, en niemand sal uit sy hand red nie. Dis die een. Die ander een is, Johannes, sê vir die gelowiges, sê vir hulle hierdie ding, ek oordeel nie net onreinheid in die wêreld nie. Ek oordeel dit ook in die kerk. Ek duld geen onreinheid nie. Veral nie in die kerk nie. Skryf Johannes. Sê wie jy sien. Sê wie ek is. Dat hulle kan verstaan. Dat die oordeel van God begin by die kerk. Ons bid vir die oordeel daar buite. En dit gaan kom. Nie net die laaste oordeel nie, in hierdie lewe. Maar daardie oordeel, selfde standaard, selfde regter, selfde heiligheid, begin hier. As jy deur Openbaring gaan jy dit sien, want raai wat gebeur in hoofstuk 2 en 3. Ons is nou in hoofstuk 1. Raai wat gebeur in 2 en 3? In 2 en 3 sê die regter vir Johannes, skryf aan die gemeente in Laodicea, skryf aan die gemeente in Thyatira, in Efese, in Smyrna, en dit sê die waaragtige, die een wat alles sien. Ek het een ding teen julle. En hy begin by die gemeente, want dis waar hy wandel. Hy wandel tussen die 7 goue kandelare. Hy wandel in ons midde. Hy is hier. Wie is hier? Die regter van God. Hy is die een wat die finale uitspraak maak. Hy is die een wat die gemeente vertroos deur vir hulle te sê, ek sal die wêreld oordeel. Geen ongeregtigheid gaan my verby nie. Maar hy is ook die een wat die gemeente waarsku en sê, ek sal julle ook oordeel. Weet julle dat Openbaring sluit met daardie woorde af? Snaaks genoeg. Openbaring sluit af met hierdie woorde. Openbaring 22, ek dink is vers 13, sê, kyk, ek kom gou. Jesus praat met die gemeente. En my loon is by my, om elkeen te vergeld na sy werke. Elkeen wie? Elkeen. Geen onderskeid nie. Nie volgens die persoon nie, maar na sy werke. Dat ek gaan staan voor die regter, om rekenskap te gee vir my lewe. En die vraag wat aan my gestel word is, Richard,
wat het jy met Jesus gemaak? Was jy in woorde 'n aanbidder, of het jy jou lewe voor hom gebuig? Want hy wat alles sien, weet wat die antwoord is. Wat maak jy met Jesus? En daar is die finale gebed en finale gedagte, waarmee jy hier uitstap. Hy wat voete het soos koper wat in 'n oond gloei, is die een wat in ons midde is. Aan hom doen ons rekenskap, nie vir ons program nie, vir wat hier binne aangaan. Staan ek in reinheid en opregtheid voor die regter van God. En hy sal ook uiteindelik die wêreld oordeel. Kom ek bid saam met julle. Here Jesus, ons het almal u vertroosting nodig. Ons leef in 'n wêreld wat so arrogant is. En daar is vertroosting daarin om te weet dat u die laaste woord het. Maar deel van daardie vertroosting is ook 'n waarskuwing. Here Jesus, ons wil met ons harte en met ons lewens rein voor u staan. Ek bid vir al my boeties en sissies in hierdie gehoor vandag. Here Jesus, mag u vir ons almal gee wakker oë van ons harte, om te sien wie u is, om ons harte voor u te buig vir wie u is, al doen u niks nie, en u te aanbid vir wie u is. Ons lewens, ons reaksies, ons houdings, ons gesindhede, ons verhoudings, voor u te lê, aan u gesag onderworpe, sodat u ons kan reinig en heilig, om onbeskaamd in die teenwoordigheid te staan. Ons het u nodig, Here. Reinig en suiwer u kerk, sodat ons vlekkeloos in heerlikheid voor u kan wees. In Jesus se naam. Amen.